Was jy Beerman, welkom terug in Amerika. Lekker om terug te wees. Ja, Jussie. Dit was 'n moeilike jaar hierdie, Baie. om oor te kom. Baie, met al die rigmarole en die ekstra dramas met die serie 11 verwant Dis aan crazy. dis 'n gemors. Polisieklierenses, R2, MIE, traffic report in Amerika. Wat Ja, noem hy daai ding? state abstract driving report. Dis crazy. Maar dis nou, ek bedoel, hulle het dit nou maar gesoek, meestal net vir die ouens wat nou op CDL's het. Yes. Maar eintlik het hulle by almal 'n polisieklierens gesoek, of wat? Ek dink dit was maar net meer vir ons ouens wat die CDL het. Ja, ek hoop nou dit raak bietjie beter nou, ja. Want ons is 'n maand eintlik. Laat, yes. Nee, ek glo dit sal beter raak. Ek glo dit sal beter raak. En kyk, ek verstaan ook maar hoekom hulle dit doen, jy weet. Jy kan nie enige poepel agter 'n trok se stuurwiel sit nie. Ja, veral as jy nou violations het. Sulke tipe goeie, so ek dink dit is nogal iets ouens om te check as jy wil oorkom Amerika toe. So ja. Jy moet al jou rekords, hulle trek, want ek weet hulle het altyd net so 5 jaar terug so goed getrek. Nou trek hulle lifetime. Alles, papa, alles. Hulle wil sien hoe mooi jy kak droog maak. Hulle wil kyk hoe ver is jy in die moeilikheid. En want toe ek my goed trek, toe kry ek 'n fine van 2019. Ek het eers geweet van dit nie. En dit is 'n kamera wat my afgeneem het daar ergens by die see of iets wat ek my opgetel het. Want toe het ek dit daarom betaal, maar ek het nie eens geweet van dit nie. So as ek gegaan het sonder om te weet van daai ding. Ja, dat sou sou my hulle teen afgekeer het. Ja. En ek sien baie ouens word afgekeer oor ek dink is dit 214B. Hulle gee ons vir so slip as jy daar Slippie, yes. so deur die venstertjie. Dan is dit nou ties. Het jy genoeg ties in Suid-Afrika nie? Ek weet nie of want ek het baie ouens in my gekontak en gesê, hoorie Jock, ek het gegaan vir 'n interview, maar ek is afgekeer oor ek het nie genoeg ties in Suid-Afrika nie. Daar sal ek jou nie kan antwoord nie, Bierman. Maar ek bedoel, wat doen jy in so 'n situasie? Jy moet maar die ou vir wie jy werk laat weet, Bierman, en hoop en bid, daai man het baie geduld. Ja, dat jy maar eventueel kan oorkom. Want ek glo baie van hierdie boere hier, as jy hom bel en sê luisterings afgekeer dan, Ja. dan stel hy ook net nie meer belang nie. Ek glo daar is van hulle wat Ja. gevoel. En ek dink daar's baie ouens wat visas gekry het, maar die boer het so lank gewag en toe sê die boer, sorry, ek het nou maar ander mense gekry want jou goed het te lank gevat. Dan sit die ou nou met die visa Maar in Suid-Afrika, maar hy kan nie. Oorkom nie, yes. Wel, ek het al gehoor die ouens wat die ouens doen is hulle kom nog steeds oor, maar soek hy maar vir hier iets verder. Yes. Wat ek ook al vir iemand voorgestel het, maar ek bedoel, tensy as die boer nou nie jou visa kanselleer nie, want ek dink hulle kan dit doen. Hulle revoke daai visa. Yes. So dan as jy nou oorkom en as jy nou weet jy nie eintlik 'n visa nie, as jy nou 'n bietjie in die moeilikheid. Dit sê illegal. As jy nou trap jy daar in, ek sal maar die edit vir jou. Ek edit ons nou maar net die ding. Dis reg. Ja, drink jy nou 2 biere gelyk? Nee. Ek is nog nie so sterk nie. Ek sien ook dis nou daai tyd van die jaar waar die ouens nou oorgekom het, veral die nuwe ouens wat nou oorgekom het. Nou het hy nou 'n bietjie sy voete gevind en hy's nou al 'n maand of 'n paar weke hierso en dan sal nou hierdie moeilikheid nou maar met die ouens wat hulle mee in die huise saam bly. Moeilike boer, ure is Man, o ja. ek dink dis 'n ding wat ons baie sien nou is die ure. Jy kyk weer man, dat kyk die dinge hier raak ook maar duurder soos dan by ons in Suid-Afrika, jy weet. En ek dink dit is ook 'n ding wat aan die boere begin knou wel. Ja. So ja, dit maak hom ongelukkig as hulle die minder ure gee en die word nie so goed betaal nie. Ja. Maar ou moet ook maar net, hoe sal ek sê, maar gaan stil sit en mooi dink aan. Ja. Want goed, hier gaan ook op met Trump en sy oorlog. Ja. So die boere moet ook maar, hoe sal ek sê, bietjie Baie kyk waar hulle kan sny om 'n paar geld te spaar. Ja. Te spaar is. Want ek bedoel jy het nou 'n sekere ryk gekry. Ek praat nou van die ouens wat nou al jare in Amerika toe kom en goeie soos jy was nou gewoond aan 'n sekere ryk en nou staan ons daai adjustable rates. Yes. Jy weet nou hoe werk jy of jy ry trok vir 'n ou al vir jare of nou is jou ry af. Dis moeilik, né? Dat is weer. Maar nou het jy oor die eerste keer oorkom. Dit pla hom eintlik nie want hy jy weet daai ry is nou maar wat hy gekry het. Yes. Maar ek sê ja, dis 'n moeilike ding. Ek bedoel as jy nou gewoond was aan $19 'n uur en jy moet nou 16 kry. Dit vat bietjie aan jou saak. Dat doen yes. En die moeilike boere, né? Jy weet ouens land nou hier kom nie oor die weg met die boer nie of die boere is nou maar net moeilik. Jy weet wat doen jy in so 'n geval? Ag weer man, kyk wat ek mos maar altyd sê is as jy so 'n moeilike ou het, gaan praat met hom, stel jou kant van die storie, jy weet. Ja. Dan sê maar vir my, ek waardeer dit nie. Ons moet werk aan hierdie situasie wat hier aangaan. En dan hier na die derde keer is dit nie wil verbeter nie dan. Maar ander werkloop soek. Ja, want ek dink dit is belangrik kommunikasie. Ek dink jy het die volste reg om na daai boer toe te gaan en met hom te kommunikeer. Ja. En vir hom sê kyk hierso, die behuising wat jy vir my gewys het is nie soos dit is nie of hier's 'n paar goed wat ek net met jou wil oor praat oor dit. En ek dink die ouens is baie keer bang om na die boer toe te gaan en met hom. Te gaan praat. Hoe sal jy sê wat dink jy, hoe sal jy 'n boer approach as daar nou goed is wat hy vir jou reg gesê? Ag, wie man, ek sal na hom toe loop en wanneer dit jy weet wanneer dit dan nie 'n klomp mense is nie. Ja, Dan toe loop hom net vir hom sê kyk jy as jy wanneer jy tyd het, wil ek baie graag met jou bietjie gesels. bietjie gesels, jy weet. En dan sal ek maar soos punte vir hom uitbring wat pla en Ja. met hom discuss, jy weet, want as jy nie praat nie gaan hy nooit weet nie. En ek bedoel natuurlik, hy kan nie dit ryk nie. Ja, hy's 'n Amerikaner, hy's nie Nabou nie. Hy kan nie ryk dat daar drama is nie. Maar ek dink ook ek dink is baie moeilik vir 'n ou. Ek bedoel imagine nou jy's jonk, jy's in jou 20's, jy kom nou die eerste keer Amerika toe. Jy's in 'n huis saam met
5, 6 Suid-Afrikaners. Hierdie een ou is so, daai ou is so moeilik. Jou ure is man, dis glad nie wat jy verwag het. Verwag het nie, yes. Want jy sien nou al hierdie social media goed en jy weet jy sien ouens se trekkers ry en jy kom omtrent eers naby 'n trekker. Jy was hom dalk net. Jy weet. Wat sal jy dink? Ek bedoel, hoe sal jy dit genader het om as jy nou vir die eerste keer oorgekom het en moeilike huis, moeilike boer, sal jy vasbyt? Ja, ek sal Sal jy vasbyt en kontrak- weer druk, man. Ja. Dit is my opinie. As dit jou eerste jaar is, vernaam jou eerste jaar, byt maar vas, druk deur, gaan praat met die boere as daar goed is wat plan. Ja. Jy weet. Maar kyk is mos maar vir ons almal. My eerste jaar was ook maar wat jy weet. Ek het stil gebly, vasgebyt en deurgedruk. Ja. Al was die ou hoë aashou teenoor my geweest. Ek het maar deurgedruk, jy weet. En dit is, ou se eerste jaar is jy maar skrikkerig om met hulle te praat. Ja. Want jy weet nie wat om te verwag van sy kant af nie. Ja, jy's bang jy ou jaag jou weg. Ja, jy is bang jy praat met hom en dan sê jy ag man, moenie waar nie gaan pak sommer jou tas. Ek vat jou sommer nou liggaam. Yes. Maar dit het ook eers van dat 'n paar ouens my gebel ook oor of my net gevra oor dit is. Die boer het na hulle toe gekom en gesê kykie, gaan pak jou goed. Dit werk jy uit jou ding hier by my nie. Ek vat jou liggawe toe. So vir al is dit nou jou eerste keer is dan as jy nou half verboureerd. Yes. Dis jy vat my nou liggawe toe wat nou moet ek terugkom Suid-Afrika toe. Maar jy het die volste reg om ander werk te Besoek yes. en ek bedoel jy moet dadelik jou agent laat weet en sê kykie, dis nou wat gebeur het. En daai agent of op die netwerk, ek bedoel daar's al daai Facebook groepe, jy kan gou daar vra manne in Amerika of hardware werkers of daar's so baie van daai groepe. So ek dink jy moet net weet wat is jou regte. Yes. Dat jy 'n boer kan jou nie net wegjaag nie. Dit moet skriftelik wees. Hy moet daarom vir jou redes kan gee. 'n Goeie rede ook, ja. Ek bedoel tensy jy nou 'n dokument geteken het wat jy aanvaar die afdanking. So mense moet ook nie sommer net iets teken nie. Nee, jy moet lees oor die teken. Ja, lees baie mooi. Ja, anders kan jy jouself net in die voet skiet. Ja, Bierman, dis great om ek dink ons sal weer soos die jare nou verbygaan as ons nog die Bierman show bietjie weer aan die gang kry. Ek dink is lekker. Ons het goeie terugvoering. Ons kry goeie terugvoering oor die Bierman show want ek dink is lekker dat ons net so gesels casual en ouens as julle vra het, ek bedoel as julle goed wil weet, vra hier in die comments. As ons die volgende video maak, kan ons daai vrae bietjie behandel en bietjie deurgaan. Ek bedoel, ons het jy's nou al 10 jaar, né? Hoe lank kom jy al Amerika toe? Ja man, ek doen dit van 2019 af. Vir nou 9 jaar wees. Okay, is nou 9 jaar, 2019, 2018. Ek doen dit al 5 jaar. So ek bedoel ons het dan al 'n bietjie Ondervinding, yes. wat gebeur en dinge wat 'n mens kan beter doen, jy weet. Ja, ouens sterkte. Dankie vir die kyk en ek dink daar is ongelooflike baie realiteite, jy weet. Baie ouens dink is baie glamorous. Dis baie, jy weet, jy dink hulle gaan vir die rooi tapijt uitrol daar by die lughawe as jy land. Dit is nie so nie. Dit is jy is 'n werker. Jy kom Amerika toe om jou dollars te maak en jy het glad nie 'n glamorous leefstyl hier nie. Ek bedoel, ek dink dit is die ouens het 'n Wanindruk, yes. oor dit, veral die nuwe ouens, jy weet die nuwe ouens wat wil oorkom, maar so en die kostes, ek wil net gou vinnig gesê het oor dit. Eers baie ouens het gesukkel om vliegtuigkaartjies te kry hierdie jaar. Sommige die goed so ridiculous die duur is die man. Jo, ek meen ek sou weet ek betaal 24,000. Yes. 25,000 vir 'n kaartjie. En dis nou redelik op. Ek het nou maar die goedkoopste kaartjie wat ek gekry het was 31,000 en maar toe vlieg ek met Doha, waar die musiele trek. Maar hulle het vir gesê is alright. Hulle het gesê as daar enige moeilikheid is sal die vlug Hulle sal hom reroute. Yes. Maar ja, so dit was eintlik nogal. Ek was nie nervous nie, ek was net so 'n bietjie Doha. Ek het nooit geweet dat 70% van air traffic gaan deur Doha. Yes. Of daai gedeelte van die wêreld. So dis hoe my kaartjies so opgegaan het want hulle moes al daai goed oor die route. Al daai vlugte en goed moes vir die route word. So ek weet die ouens het betaal 50, 60,000 per kaartjie. Ek is een van daai manne wat al by die 60's gedraai het, die man. Daai boer skrik as hy daai vliegtuigkaartjies sien. Hou, ek moet die ding doen. 'n Lekker ding om te doen as 'n ou hierdie kant is. Bera maar vir jou 'n geldjie eers en maak voorbrand maar vir vliegkaartjies want ek dink van hier af uit gaan dit mal duur begin raak. Ja, ek dink dit gaan op is en nie goedkoop wees. Ek dink die probleem is ons het 'n budget want ek en Hasie het 'n budget gehad vir 3 maande of jy weet as ons teruggaan. Maar die geld het daar geloop so stroop vinnig. Het nog steeds 'n vliegtuigkaartjie. Kaartjie, yes. Maar nou wag jy vir jou visa en die goed kom nie deur nie en jy's nou al 'n maand langer in Suid-Afrika en nou ek meen jy het nog steeds jou onkoste. So ek dink ja, is belangrik wat jy sê vir al die ouens wat nou die eerste jaar hier is of wat ook al jy weet, begin nou al geld wegsit vir jou tyd in Suid-Afrika. Afrika, yes. Dat jy nie daar moet bakhande staan by 'n oom of 'n tannie of 'n ryk boetie of iets om geld weer te leen nie. Jy weet, hou jou eie geld vir jou vliegtuigkaartjie of so. Maak maar soos ek 3 rekeninge. Een vir debietorders, een vir snoepie geld en een vir dollar. Ja. Okay, so jy doen dit. Okay. Jy die 3 bankrekeninge. Yes. Ek het mos Wells Fargo, Capitec en 'n Standard Bank. Okay. So my Standard Bank gebruik ek nou maar vir my debietorders, jy weet. Okay, so jy's So daar ja. die kan kom, dan sit ek geld oor. Daai van my geld gaan na die Standard Bank toe. Ja. Dan weet ek hierso so 55,000, dis genoeg om my debietorders te betaal vir 'n jaar vooruit, Ja. vir 'n jaar en 'n half. En dan sit ek maar vir my so 60, 70,000 in die Capitec vir snoepie geld en die dollars sit ek nie wegstuur om belegging te gaan lê nie, los ek maar in die Wells Fargo, jy weet. Ja. Maar die lekker ding is met Wells Fargo, jy kan in Suid-Afrika ook betaal met die kaart. Ja, ek betaal wel, ja, jy maak hom nou maar net oop. Oop, yes. Maar in Capitec ook want ek maak hom net op die app oop vir international. Purchases.
So ek koop by die Dollar General, partykeer op my Capitec kaart, as daar nou nie iets in Wells Fargo is. Maar ek dink die geld ding is ook, jy weet, dis anders vir ons wat nou vir familie sorg. Jy weet, maar as jy 'n enkel lopende ou is en jy werk in Amerika, joh, jy kan goed doen. Ja, vra my. Nee, want ja, Vra my. want ek bedoel daai geld wat jy maak is jou geld. Ja, Dis vir jouself. Yes, dis vir jou. Jy deel nie uit nie, jy het nie vrou, kinders, klomp aanhangsels wat jy moet versorg nie, maar ek bedoel, Yes. mense doen dit nog steeds. Ek bedoel, jy sorg nog steeds vir mense, maar ek dink, jy weet, as jy die eerste keer in Amerika is, vat nou al daai dollars wat jy maak, sit 'n $200 of $300 'n maand Weg, yes. of meer as jy kan en bou vir jou 'n lekker, jy weet, 'n piggy bank op met Yes. dollars. Dit is maar die beste ding om te doen, die man. Ja. Want kyk, om so vas te brand, jy het nie geld nie, jy moet gaan geld leen. Ja. Dit breek 'n man se hart as sy eerste paycheck inkom en ek moet daai geld teruggee. Ja, dit is Amazon, was ek om op Amazon goed te koop. Dit Dis is vinnig. man, dit is jy As weet, jy koop hom nou is hy môre nie. ek gaan nie kyk Amazon is maar 'n gevaarlike storie. Ja, ek dink as jy Van nou in my geval man. Dis lekker man. Sit jy op die foon, ek soek die ding. En jy koop hom, dan skryf jy bietjie so, ek like die ding en dan ja, loop jy so door. ja, ek kyk maar om so min as moontlik op Amazon in te gaan. Het jy enige raad vir nuwe ouens wat hierdie jaar hier is in Amerika? Wie man al raad wat ek kan gee is werk maar net hard, jy weet. Spaar geld as jy kan spaar geld en ja, moenie hier kom werk en alles terugwerk aan rand nie, dan gaan jy nie eet nie. Ja, lewe daarop, koop Ja, veel lewe daar, koop 'n bier, koop 'n dop, 'n chop en Geniet jouself as jy is, en Ja. reward jouself, ek bedoel. jy moet. Ja, Dan hou jouself maar positief, want Ja. negatiewe gedagtes gaan jou onderkry. ja. Maar Jy gaan in 'n donker tonnel af, Yes, as jy yes. nie jou self watch nie. dit is wie man, en 'n ou moet ook nie net die hele tyd in 'n plek sit nie, jy moet ook wel 'n bietjie nou en dan uitgaan en Ja. mense gaan sien. Ja, beweeg bietjie rond. Yes. Ek dink dit is so moeilik vir die eerste jaar ouens wat oorkom. Jy weet nou bly jy in 'n huis saam met ander Suid-Afrikaners en hulle almal het mos maar sy way. Elke ou het mos sy way hoe hy goed doen. Yes. Maar jy weet nou as jy's nou bly jy dalk saam met 'n klomp oomies of jy weet en hulle is moeilik. Jy weet, maar ek dink dit is maar op die einde van die dag soos jy sê, gaan uit. Jy weet as jy kan. Yes, as jy kan uitgaan. Wees vriendelik met die Amerikaners want hulle nooi jou dalk vir 'n barbecue. Yes. Die Amerikaners wat jy mee saamwerk. Want ek bedoel ek kyk soos waar ons nou werk is rarig. Ek bedoel die gemeenskap is 'n klein boeregemeenskap, maar hulle reik ongelooflik uit. As hulle Baie. iets doen, nooi hulle ons. Yes, nee, ek Ja. is hier by ons is ek gelukkig weer man. Ja. Dis 'n klein dorpie, mense is goed, hulle behandel ou goed. Ja. Daar word ook jou gegil en skree nie. Ja. Nee, dit is awesome hier waar ons is. Maar dit het lank gevat. Eers want my eerste 2 jaar in Amerika was absoluut crazy, moeilik, nie slegte boere nie, moeilike boere, moeilike medewerkers. En hierso, jy weet 3 jaar later of my 3de jaar in Amerika toe, land ek ook nou maar hier en ek is ongelooflik dankbaar. Maar ons het opdrink. Ja, jy kan nie. Buurman, maar dankie man. Dankie vir jou tyd. Ek sê vir jou dankie. Welkom terug hier in Amerika. Dit is lekker om terug te wees. Dit is lekker om terug Ja. te wees. Om weer 'n bietjie die Amerikaanse aksent te hoor. Ja. Ek het nou die dag toe sê ek Dimmock. Ons bly in Dimmock. Maar ek bedoel toe sê ek het soos die Amerikaners gesê Sê Dimmock. yes. Ek skrik er nog om sê hier as ek begin al soos die mense praat so. Nee, gelukkig ek daarop nie meer man. Ek doen dit wel nou so lank ek weet nie. Ja. Ek kan net nie daai aksent reg kry nie. Ek dink as jy hier eventually bly die hele tyd en jy trou met 'n Amerikaanse vrou of iets dan Dis. tel jy daai ding seker 'n bietjie op. Want ek het 'n ou skool, dit was eintlik ja, die een skoolvriend van my, hy het hier met 'n Amerikaner getrou. Dis mooi girl, mooi vroutjie en hulle het nou al 3 kinders en hy het jy weet hy het groot gegaan. Hy het sommer 'n familie gebou en alles hier. Hy's gekoop en goeders eventually, maar daai man het 'n diep aksent, American. Ah yeah, this is Jeff here and I just how are you, Jack? And sê ek nee man, Glory, praat reg toe. What do you mean? Sê ek praat soos 'n Suid-Afrikaan. Maar ja, dit gebeur seker maar. Yes. Hoorie ouens, dankie vir die kyk en soos ek sê ouens, as al iets is vra het, sit dit hier in die comments en dan kan ons op die volgende video. Dis selfs as alweer in die volgende video. Ja, baie dankie en ons sal as 'n buurman wil en so dan kan ons maar so elke nou en dan 'n video gooi en Yes, natuurlik seker. bietjie gesels oor die American Matters. Amerikaanse H2A probleme. Sake van H2A. Sake van die H2A man. Hart. Of iets soos dit. Ja, dit is nogal eintlik cool. Dis kan so iets. Yes. Want ek dink ek het nou gekyk op die Facebook groepe baie keer as daai ou iets daar vra dan is dan is dit so asof die ouens ontslag, jy weet. Yes, en dit is onnodig, jy weet. Ek bedoel dis die ou die weet nie. Party mense, daar's nie dom vrae nie. Daar is nie. Die ou het net nooit die rede hoekom jy iets vra as jy nog nooit die inligting gehoor het. Maar ons sal dit hierso op ou Beerman sou op die Beerman sou ons so die sake van die hart van H2A en al die challenges kan ons lekker bespreek. So dankie vir die kyk julle, waardeer en dan sien ons julle next time. Dan sê dankie.